Baie welkom by ons tweede episode van Jesus maak ons heel van Parelberg Gemeente. In ons eerste episode het Bernard vir ons die agtergrond gegee waaroor dit gaan ook in hierdie reeks. Ons het gehoor dat almal van ons 'n baie groot behoefte het aan innerlike vrede, of dit nou bewuslik is of onbewuslik. En as Paulus in die brief aan die Filippense in hoofstuk 4 praat van die vrede wat alle verstand te bowe gaan, dan is dit juis waarna almal van ons ook smag as 'n disipel van Jesus. Maar nou is dit ook so dat daar dinge in ons pad kom staan van hierdie lewe van groei as 'n heel mens. Maar dit kan baie dinge wees en baie keer is dit selfs goede waarvan ons nie eers bewus is nie. Dinge wat in die verlede met jou gebeur het. En daarom sal ons op 'n reis moet gaan na binne om juis hierdie dinge wat so in die pad staan van die lewe wat Jesus vir ons wil kom gee het, uit die pad te kry. Dit sal goed wees as jy 'n vriend of 'n vriendin het met wie jy hieroor kan praat. As dit nie vir jou gaan werk nie, dan kan jy miskien net self dan ook baie eerlik oor hierdie vraag dink en ontdek hoe jy vryer kan word in die groei in 'n nuwe lewe. Nou, in hierdie reis gaan dit hoofsaaklik oor 4 dinge. In die eerste plek om eerstehands vir Jesus beter te leer ken as gekruisigde Here. En dit is 'n reis wat radikale verandering van vra om meer soos Jesus te word. Dit gaan hier ook nie net oor myself nie, maar ook om meer bruikbaar te wees in Jesus se hande, die koninkryk. En in die 4de plek is dit ook 'n reis saam met ander mense. Daarom is dit ook nogal goed wees om dit met iemand anders te kan deel. Nou in hierdie episode gaan ons veral kyk na die vals self, wat 'n groot struikelblok kan wees in ons groei na emosionele volwassenheid, sodat ons die lewe uit die hand van die Here kan ontvang. Ons gaan kyk na hoe die self vals gevorm word en watter effek dit ook in my en jou lewens het. Nou, wat veral belangrik is dat ek en jy moet besef dat dit net Jesus is wat ons kan genees en kan heel maak in ons binneste. Daarom is dit so belangrik dat ons genoeg tyd elke dag saam met hom ook sal deurbring om vir hom ruimte te gee om ons ook dan te kan genees. Nou ja, kom ons gaan kyk na wat bedoel ons as ons van die vals self praat. Vir eers wil ek hê dat jy moet gaan kyk na Romeine 8 vers 31 tot 39. Ek gaan dit nie nou vir jou lees nie, maar dit sal wonderlik wees as jy dit kan lees en kan oophou ook langs jou. Nou ons het almal vir verskillende redes seer gekry, diep seer gekry party mense in ons lewens. Dit het onder andere gemaak dat ons onsself nie regtig sien of wil sien soos ons is nie. Dikwels is die manier hoe ons na onsself kyk onwaar of vals. En as ons dit nie kan ontmasker eers nie, sal ons nie kan groei nie. Hoekom is dit so dat ons 'n vals selfbeeld ontwikkel? Wel, ons moet verstaan dat ons almal die volgende behoeftes, alle mense die volgende behoeftes in ons lewe het. En die eerste behoefte is om veilig te voel, om sekuriteit in jou lewe te hê. Tweede ene, ons het 'n behoefte om deur ander mense aanvaar te word en sodoende ook gelukkig oor myself te voel. En in die derde plek wil ons almal graag dit wat ons kan wees, wil ons dit word, ons wil dit verwesenlik. Ek wil my potensiaal in die lewe ook kan ontsluit. Nou is dit juist in opsigte van hierdie behoeftes wat ons dikwels dan ook seer kry. Ons ervaar verwerping, iets van dat ek nie goed genoeg is nie. Ons het gevolglik ook 'n gevoel van minderwaardigheid en in die derde plek 'n gevoel van onbekwaamheid. Ek is soort van useless, ek is niks werd nie. Dit kan op verskillende grade, op verskillende maniere na buite kom, maar dit is wat die meeste van ons ook ervaar en wat aanleiding gee tot 'n vals self. En omdat ons behoeftes nie weggaan nie, begin ek, en dikwels ook sonder dat ek daarvan bewus is,
dink oor myself en dinge doen en soms op 'n oordrewe manier om hierdie behoeftes aan te vul in my lewe. Dis dan wat ek myself anders begin sien as wat ek regtig is, en dit is hoekom ons dit 'n vals self noem. En dan dink ek so oor myself. Ek is wat ek besit. Dit gee vir my selfwaarde. Of ek is wat ek doen, of hoe ek presteer. Of ek is wat ander van my sê en dink, of hoe hulle ook dan nou teenoor my optree. Ek hoop dinge begin nou al so 'n bietjie vir jou sin ook maak. Dis eintlik hoe mens jouself wil beskerm teen verwerping en minderwaardigheid en onbekwaamheid. Ek en jy dink, dit sal die pyn wat dit vir ons bring sagter maak in ons lewens of dit selfs wegneem. Dit kan so sterk mag in ons lewens word, dat ons uiteindelik dit glad nie reg kry om te sien hoe Jesus jou en my sien nie. Ons identiteit in Christus, wie ons regtig is, want dit is hoe Jesus ons sien. En soos ek reeds gesê het, kom ons dit die meeste van die kere nie eers agter nie. En hoor jy, elkeen van ons, ook ek, het 'n vals self. Dit is deel van die gevolge van die sondeval. Daar het alles begin, toe daar 'n skeiding gekom het tussen my en God, tussen my en myself ook, tussen my en ander mense en tussen my en ook die natuur. Nou, wat moet ons nou doen? Die eerste stap terug na wie ons werklik is as kind van Jesus, is om eerlik met onsself te wees, sodat ons aandag kan gee ook aan die blokkades in ons lewens, om meer soos Jesus te wees. Ons sal moet sien hoe my vals self werk in my eie lewe ook. Tweedens, sal ek en jy al hoe meer moet leer wie ons werklik is, die ware self, wie ons is in Christus, en sal ons moet leer om daaruit ook dan te lewe. Nou, as dit wil gebeur, sal ons ook aandag moet gee aan die gesond maak van die wonde van die verlede, hoe swaar dit ook al mag wees. Hieroor gaan ons ook nog bietjie vorentoe gesels. So, ek wil sommer so ten slotte 'n paar vragies ingooi vir jou om oor te dink. Dink 'n bietjie terug aan 'n tyd in jou lewe toe jy baie ongelukkig was of ontevrede was. Wat het jy toe gedoen om weer gelukkig te probeer wees? Wat het jy ook in hierdie sessie tot dusver dalk al by die Here gehoor? En wat wil jy graag ook doen vorentoe? Ek wil afsluit. As jy ernstig is om meer die lewe wat Jesus vir jou en vir my beloof het te leef en te beleef, dan wil ek jou vra om moeite ook met hierdie reeks te doen. Daarom gaan ek ook vir jou huiswerk gee. Lees asseblief ook die stuk wat beskikbaar is op ons webwerf en lees dit goed deur om daaroor te kan dink. Ek sien jou volgende keer by episode 3. Vrede vir jou. Day is long.